Goeiedag geliefde vriend en welkom terug by ons oordenkendheid saam. Ek is Pastor Tief Boysen en van my en die hele beleefspan en die hele beleefgemeente wil ek sê dankie vir die voorreg wat ons het om saam met julle te kan wandel, saam met julle kan groei in die waarheid van God se woord. Nou ons wil eerstens ook net dankie sê vir die 3000 merk wat ons geskuif het hierdie week en dat so baie van julle subscribe het en dankie vir elke persoon wat die oordenkings deel en kommentare los en veral vir julle wat die kommentare lees en dan antwoord in gebed op daai kommentare. Ons is vir julle so ongelooflik dankbaar. Nou vandag sluit ons hierdie week af met die onderwerp wat jou gaan bemoedig, en 'n anker gaan gee in en vir moeilike tye. Ons het hierdie week gesels oor hoe God ons toevlug is. Ons het sy teenwoordigheid gesien as 'n veilige hawe, as 'n plek waar ons kan vrede vind te midde van angs. Maar wat doen jy wanneer die storm nie dadelik bedaar nie? Wat doen jy wanneer jy gebid het, maar die dinge om jou het nie verander nie? Nou kan ek julle 'n geheim vertel. Is julle reg vir hierdie? Die oorwinning oor angs lê nie altyd daarin dat die storms van die buitekant stil word nie, maar dat daar 'n vrede in jou binneste is wat jou staande hou, ongeag wat om jou gebeur. Dis daai vrede in jou binnekant wat jou anker, né? Nou daai innerlike anker kom uit volhardende geloof. Dis wat ons lees in Hebreërs 10 vers 23 wanneer die skrywer sê: "Kom ons hou ook styf vas aan die hoop wat ons bely, want ons kan ook op God staat maak. Hy sal doen wat hy beloof het." Geliefde, die skrywer moedig gelowiges aan om vas te hou aan hulle geloof. Nie omdat hulle situasie maklik is nie, maar omdat God getrou is. Daai Hebreërs gelowiges was besig om onsaglike verdrukking te beleef en dan kom die Hebreërs skryf en sê volhard in julle geloof. Julle moet volhardende geloof hê. Nou wat beteken dit as ek en jy volhardende geloof het? Dit beteken jou aan glo selfs al voel jy bang. Dit beteken jy kies om op God te vertrou selfs al verstaan jy nie sy tydsberekening nie. Daai is baie keer moeilik vir ons. Dis die timing van wanneer ons dink God iets moet doen. En dit beteken jy hou aan bid al voel dit asof die hemel stil is. Jy sien geliefde, geloof is nie net iets wat ons het op 'n goeie dag nie. Dit is iets wat ons oefen in elke seisoen, in elke omstandigheid. Dis hoe jy leer om in die storm te staan sonder om te val. In Kolossense 2 vers 7 sê Paulus vir ons die volgende. Hy sê: "Bly in Christus geanker en bou op hom, staan vastig in die geloof soos julle geleer is en loop oor van dankbaarheid." Geliefde, daai laaste stukkie is vir my so mooi. Loop oor van dankbaarheid. Maar die beeld wat hy hier gebruik is die beeld van 'n boom wat gewortel is in Christus. Hoe dieper jou wortels in God se waarheid is, hoe sterker staan jy wanneer die winde van angs deur jou takke en deur jou blare waai. Vandag wil ek jou vra, ek wil jou uitdaag. Is dit jou emosies wat jou bestuur of is dit jou geloof? Is jy soos 'n skip sonder 'n anker of staan jy vas? Al beweeg alles rondom jou. Geliefde, dalk voel jy moedeloos oor iets waaroor jy al lank al bid. Dalk is jy moeg verwag. Maar vandag wil ek jou aanmoedig. Hou aan glo. Hou aan vertrou. God is nie laat nie. Hy is besig om in jou geloof iets sterks en standvastigs te bou. Hy is besig om in die binnekant iets te doen. So prakties wil ek jou uitdaag, né? Begin dalk elke oggend met 'n psalm, en ek het onlangs te praat oor Psalm 46, nee, wat so 'n besonderse psalm is, wat vir ons 'n toevlug is, 'n veilige hawe is, en dan vra ek vir jou, skryf neer iets wat jy voel jou onderdruk en jou moeg maak, en dan sê jy, Here, ek vertrou U vir daai ding, en dan vat jy daai ding en jy plak dit op jou yskas en sê, Here, ek vertrou U vir dit, ek vertrou U vir daai ding. Ek wil sien hoe jy gaan deurkom, en dan bid jy vir God se vrede om jou oor te neem, nee, om van binne af buitentoe te werk. En dan ek wil net vir julle so baie dankie sê dat jy die week saam met ons gereis het in God se woord, en ek glo en ek vertrou dat die Here iets dieps in jou hart gesaai het en jou gedagtes losgemaak het. Iets wat nie net vir hierdie week is nie, maar iets wat jou hele lewe sal verander. So, ek wil jou vra om saam met te bid en net die Here te vertrou om te sement wat ons hierdie week geleer het en vir ons 'n vaste fondasie te wees vir die toekoms van ons lewens. En dan wil ek jou ook uitnooi, skakel in môre saam met ons op hierdie platform. 9 uur gaan ons met julle kragtige woord deel, waar ons hierdie hele week se oordenkings in hierdie tema van kommernis vergiftig ons vrede. Ons gaan môre verder oor dit gesels in die boodskap wat dit alles gaan saamvat. So, nooi jou vriende om saam by te woon in Alberton. As jy naby is Alberton, het ons 'n 9 uur oggenddiens in Meyerton. Dis nou in Gauteng.
het ons 'n 5 uur aanddiens en almal wat inlyn inskakel, ons nooi julle uit om saam met ons te wandel in God se woord. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir u liefde. Dankie dat u die kommernisse wat ons hierdie week heeltyd aan u toe gebring het, dat u hulle stelselmatig uit ons lewens uitvat en dat ons kalmer en rustiger raak, want daai kommernisse vergiftig ons vrede. En daai vrede is nie 'n vrede wat uit onsself uitkom nie, maar is 'n vrede wat u vir ons gee. En daarom wil ons u eer, Here, ons wil u loof en ons wil met dankbaarheid vir u vra vandag, dat u sal aanhou u golwe van vrede oor ons lewens en oor ons gedagtes spoel. Dis wat ons nodig het om staande te bly hierdie kant van die hemel, om in hierdie wêreld te funksioneer op so 'n wyse, dat ander mense, die vrede wat ons ken, die vrede wat ons beleef, dat hulle dit kan saam geniet en saam beleef dat God is die God van vandag, U is die God in die môre en U is ook die God van gister. U is die God wat in alle omstandighede altyd by ons is en dit bring vir ons enorme berusting en vrede. Ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.